Kom ons kyk net na die storie, daar in Johannes 9, voordat ons lees, waaroor dit gaan. En dan kyk ons wat die Bybel ons leer. Stel jou voor jy leef jou lewe in duisternis. Nie net tydelike duisternis nie, maar 'n wêreld sonder sig, van die oomblik af dat jy gebore is. Ja, jy ken klanke, reuke, teksture, maar kleure, gesigte, die lug, die bome, die berge, dit is net 'n konsepte wat ander beskryf. Jou werklikheid word gevorm deur uitgestrekte arms en voelende hande, deur bekende paaie wat in jou geheue ingeets is, en deur die voortdurende gefluister van medelydende blikke en klakke van ander mense. Vir die een man in Jerusalem was dit sy daaglikse bestaan gewees. Hy het langs die pad gesit, 'n bekende toebehore, 'n lewende bewys van lyding. Mense het elke dag by hom verbygeloop. Ja, die godsdienstiges, die gewone mense, die rykes, die armes. Hulle teorieë oor hom gehad. Hy moes gesondig het, of sy ouers moes gesondig het, dat hy nou so gebore is. Hulle het dalk muntstukke aangebied, maar meestal oordeel of onverskilligheid. Sy toestand was bloot 'n feit van die lewe, 'n onveranderde lot. Maar eendag het alles verander. Jesus van Nasaret, omring deur sy disippels, en 'n nuuskierige skare het daar verbygegaan. Die disippels, soos almal anders, het die man se blindheid gesien as 'n probleem, wat met teologiese debat opgelos moes word. Wie het gesondig, Here? Maar Jesus het iets anders gesien. Hy het 'n geleentheid vir 'n wonderwerk gesien, 'n kans om iets diepgaandes oor God se werk te openbaar. Toe kom die onverwagte. Jesus het nie 'n woord van genesing gespreek nie. Nee, dit het hy nie gedoen nie. Hy het gekniel. Hy het op die grond gespoeg, modder gemaak en het op die man se siglose oë gesmeer. Dit was morsig, onkonvensioneel, maar selfs 'n bietjie skokkend, toe 'n eenvoudige instruksie vanaf Jesus aan die man: gaan en was jou oë in die poel van Siloam. Kan jy jou die mengsel van hoop, verwarring en desperaatheid voorstel wat daardie man moes gevul het? Modder op sy oë en 'n bevel wat geloof en inspanning vereis het, nee. Hierdie ongelooflike, tasbare en diep persoonlike wonderwerk, wat onmiddellik kontroversie en openbaring ontaard, is waar ons onsself in Johannes 9 bevind. Dis 'n storie wat ons aannames oor lyding uitdaag, die ware aard van geestelike blindheid ontrafel en ons vra om werklik te sien wie Jesus is. Ja, jou Jesus en my Jesus. Kom ons lees. Vers 1. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe: Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers sin? En Jesus antwoord: dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers sin nie. Maar hy is blind sodat die werke wat God gedoen in hom gesien sal kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom, wanneer niemand kan werk nie, terwyl ek in die wêreld is ek, Jesus, die lig vir die wêreld. Nadat hy dit gesê het, spoeg Jesus op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom: gaan was jou in die Siloambad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas,
En toe hy terugkom, kon hy sien, sy bure en die ander mense wat hom voorheen as 'n bedelaar geken het, sê toe, maar is dit nie die man wat gesit en bedel het nie? Party van hulle het gesê, dit is hy, maar party het gesê, nee, hy lyk maar net soos daardie man. Dit is ek, het hy self gesê. Hulle vra toe vir hom, maar hoe het jou oë dan reggekom? En hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei gemaak, dit aan my oë gesmeer en vir my gesê, ga na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. En waar is hy nou? Vra hulle hom toe. Ek weet nie, was sy antwoord. Ja, die Fariseërs ondervra nou die man en sy ouers, vers 13. Daarna die mense die man wat eers blind was, na die Fariseërs toegebring. Dit was op 'n Sabbatdag dat Jesus die klei aangemaak en die man se oë genees het. Die Fariseërs het hom ook weer gevra hoe dit gekom het dat hy kan sien. Hy het hulle geantwoord, hy het klei op my oë gesit en ek het my gewas en nou sien ek. Party van die Fariseërs sê toe, hierdie man kom nie van God nie, want hy hou nie Sabbatdag nie. Maar van die ander het gesê, hoe kan iemand wat 'n sondaar is, sulke wondertekens doen? En daar was verdeeldheid onder hulle. Hulle sê toe weer vir die man wat blind was, wat sê jy van hom? Hy het mos jou oë genees. Hy is 'n profeet, het hy geantwoord. Die Jode het nie geglo dat die man blind was en nou kon sien nie, totdat hulle sy ouers geroep het en vir hulle gevra het, is dit julle seun, van wie julle beweer dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan nou? Ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is, het sy ouers geantwoord. Maar hoe hy nou sien, weet ons nie. En wie sy oë genees het, weet ons ook nie. Vra homself, hy is oud genoeg, hy kan mos vir homself praat. Sy ouers het dit gesê omdat hulle bang was vir die Jode, want die Jode toe al klaar met mekaar afgespreek, dat iemand wat openlik verklaar dat Jesus die Christus is, uit die sinagoge geban sal word. Daarom het sy ouers gesê, hy is oud genoeg, vra homself. Vers 24, die Jode toe vir die tweede keer die man wat blind was geroep en vir hom gesê, praat die waarheid voor God. Ons weet mos hierdie man is 'n sondaar. Daarop het hy gesê, of hy 'n sondaar is, dit weet ek nie. Maar een ding weet ek wel, ek was blind en nou sien ek. Hulle sê toe vir hom, wat het hy met jou gemaak? Hoe het hy jou oë genees? Ek het julle mos al vertel, sê die man, en julle het nie geluister nie, antwoord hy. Hoekom wil julle dit weer hoor? Julle wil tog nie ook disippels van hom word nie? Toe skel hulle hom uit en sê, jy is 'n disipel van hom. Ons is disippels van Moses. Ons weet dat God met Moses gepraat het, maar hierdie man, ons weet nie waar hy vandaan kom nie. Dis daarom snaaks, sê hy daarop vir hulle. Julle weet nie waar hy vandaan kom nie, en tog het hy my oë genees. Ons weet dat God na 'n sondaars luister nie. Maar as iemand vir hom ontzag het en doen wat hy wil hê, luister God na hom. Van ewigheid af is daar nog nooit gehoor dat iemand die oë van een wat blind gebore is, genees het nie. As hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. Hulle sê toe vir hom, jy is van jou geboorte af die ene sonde, en wil jy ons staan en leer? En hulle het hom uitgeban. En dan kyk ons nou na geestelike blindheid. Geestelike blindheid, wat so baie Christene het. Geestelik blind. Ja, ook hulle wat God nie ken nie, is ook geestelik blind.
maar omdat hulle geestelik blind wil wees. Vers 35, Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het. En toe hy hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die Seun van die mens? Hy het geantwoord, wie is dit, meneer, sodat ek in hom kan glo? Jesus het vir hom gesê, jy sien hom, dit is hy wat met jou praat. Die man sê toe, ek glo Here, en hy het hom aanbid. Toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom, met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie, kan sien, en die wat sien, kan blind word. Party fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie, maar nou is julle. Ons sien, daarom bly julle skuldig. Tot sover vandag, en môre kyk ons na die goeie herder. Here, baie dankie vir die voorreg om die woord te lees, dit te hoor, te sien wat U gedoen het, in U te glo, Here, U aan te neem as ons verlosser, net soos hierdie blinde man wat U aangeneem het. En dan vra ek U seën, vrede en genade oor almal wat saam met ons die woord van God lees, U woord. Word in hierdie dag verheerlik, Here, en laat ons gebede na U opstyg, soos 'n wierookoffer. Amen.